Hallo vriende en geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van ons Saligmaker en ons Koning, Jesus Christus van Nasaret. Baie dankie weer eens vir die geleentheid wat ek het om weer met julle iets uit Vader se woord te kan deel. Ek wil graag met julle deel, wanneer die las vir jou te swaar word en wanneer bekommernis sy kop uitsteek. Ek glo ons almal in hierdie tyd waarin ons leef, is die druk en die spanning op meeste mense baie groot. Spanning en die stres is duidelik op jong en sowel as op ou mense. Kinders en jong mense veral is onder geweldige druk om in hulle studies en om sport te presteer. Besigheidsmense spook om hulle kop bo water te hou en by bejaardes beleef hulle 'n onsekerheid van hulle en hulle bekommer hulle oor 'n sekuriteit, oor die beleggings wat hulle gemaak het. Gaan hulle geld nog veilig wees? Gaan hulle nog geld hê oor 'n week? Ek is seker ons almal weet van so iets en ons kan onsself daarmee vereenselwig. Ek dink ons elkeen het tog daai bietjie van bekommernis en ja, die worry. As daai in die deur kom wat begin klop. Nou mense van alle ouderdomme is blootgestel aan allerlei versoekings wat rampspoedig vir hulle en hulle dierbares voorspel. En ja, dan nie kort voor lank nie, dan val mense in 'n depressie in. Dat jy net nie meer die lig aan die einde van die tonnel kan sien nie. Jy kan net nie meer kop bo water hou. Jy weet nie waar gaan jy môreoggend wees? Hoe gaan jy opstaan? Wat gaan jy aantrek? Wat gaan jy eet? Wat gaan jy vir die kinders skool toe gee? Ek dink ons kan die lysie so lank maak en aan. Maar ja, dit is deel van die lewe. En dan draai mense na professionele mense toe. Mense probeer mediese behandeling en dan kry jy 'n pilletjie vir depressie, dan kry jy 'n pilletjie omrede jy nie kan slaap nie, en dan kry jy 'n pilletjie vir hoofpyne, dan kry jy 'n pilletjie vir spanning. Ja, dan drink ons dit en dan voel 'n ou 'n bietjie beter vir daai korte duur en dan ewe skielik wanneer daai pilletjie nou sy werk gedoen het en hy begin uitwerk, dan is 'n ou maar weer op dieselfde plek en dan begin alles weer van voor af. Dit is soos 'n sneeubal. Hy word net groter en groter. Daar's nie regtig keer aan hom nie. En dan wat maak mens maar? Jy gaan maar weer terug dokter toe of waar ook al jy jou medikasie vandaan kry en dan skryf hulle vir jou ietsie sterker voor. En so gaan dit aan. En dan natuurlik as jou pilletjies weer begin klaar raak, dan raak die geld weer klaar. Nou het jy nie meer geld om die dokter te gaan sien nie en dan raai wie kom klop in jou deur. Meneer bekommernis. Dan is dit bekommernis se beurt. Dan is dit bekommernis besig om jou mure uit te laat dryf. Jy weet net nie nou meer wat se kant toe. Nou is jy so depressief weer eens terug daar. En dit is net 'n aaneenlopende situasie wat 'n ou nie regtig 'n uitkoms voorsien nie. En weet julle geliefdes, bekommernis is glad nie harde werk nie. Dit gebeur sommer van self. Jy hoef regtig nie eers veel moeite te doen om jouself te bekommer nie. As jy weer sien, dan staan bekommernis voor die deur. En dit voel net of jy aan die ontvangkant is van alles wat verkeerd kan wees en verkeerd kan loop. En ja, bekommernis het so uitwerking op 'n mens. Dit put 'n mens uit. Dit maak jou moeg. Sielkundig, emosioneel. Dit is asof jy net nie meer krag het of wilskrag het om iets te gaan doen of ergens heen te gaan nie, want daai klein saadjies loop in jou kop rond van jy moet nou eers bekommer want hoe gaan jy nou daar kom, want jy het nou nie regtig meer geld vir petrol nie en die mense is so ver. Daar is soveel verskonings of soveel negatiewe dinge wat 'n mens aan dink om daai bekommernis nou nogals groter te maak en om te laat groei. En later bekommer mense jou so baie dat dit jou skoon van God vervreem. Want jy sien geliefdes, geloof en bekommernis kan nie in dieselfde lewe saamwoon nie. Indien die geloof 'n lewende werklikheid is daar geen ruimte vir bekommernis nie. Maar indien bekommernis die dominante faktor is, sal die geloof sterf.
Bekommernis kan so maklike vertroetelde gewoonte word en net alleen deur 'n kopskuif in jou denkpatrone sal jy bevry wees van die kiem van bekommernis. En dan is 'n praktiese geloof in die almag en die doel van God met jou lewe 'n noodsaaklikheid. Dan daar nie ook in Vader se woord dat ons nie moet bekommer nie oor wat ons gaan eet of wat ons gaan aantrek nie. En in die woord, Vader se woord staan daar 365 keer ook. Ons moenie bang wees nie. 365 keer. Dit is een keer vir elke dag. Vir elke dag sê Vader vir jou, moenie bang wees nie. Moet jy nie bekommer nie. Moenie stres nie. Waarvoor wil jy dit doen? Waarvoor wil jy daai deur vir Satan oopmaak? Ja nee, ek weet baie van ons sê ek ja, maar ons is nie almal in dieselfde bootjie nie. Dit gaan swaar, dit gaan regtig swaar. Maar Jesus het vir ons gesê, ons moet goeie moed hê. Hy is by ons. Hy sal ons nie alleen laat nie. En daardie las wat vir jou so swaar is, sê Jesus vir ons in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal jou rus gee. Jesus self sê hy sal vir ons rus gee. Staan in sy woord, in sy Bybel. Maar ons baie keer wil eerder terug in ons doppe klim en eerder weer gaan bekommer en weer gaan vrees. Ja, ek dink altyd dan dit kom alles van die vyand af. Dit kom alles van Satan af. Dit is vir my eintlik so verstommend dat ons almagtige God het vir ons 'n woord, die Bybel gegee om te kan lees, om in te kan glo, om in te kan vashou. Met al sy beloftes wat daarin staan. Ek meen tot in Psalm 55 vers 23 sê die Here vir ons, laat jou sorge aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg. Dit is 'n belofte van God. God kan nie jok nie. God is nie 'n leienaar nie. Maar wat ek wil sê is, ons is so geneig om eerder aan die negatief vas te hou en aan die bekommernis en die stres, die worries, wat alles van die vyand afkom. En weet julle wat vir my verbasend is? Die vyand het nie eers 'n Bybel geskryf nie. Maar so baie van ons sal eerder die negatief glo as die positief. Die positief wat Vader vir ons gegee het. Die skrif wat Vader vir ons gegee het. Dit wat ons kan leef, dit wat ons kan lees, dit wat ons eie kan maak, dit waar ons kan vashou. Sy beloftes wat nie gebreek kan word nie. Ons geneig eerder na die valsheid toe. Ek glo ook as ons regtig meer in Vader se woord delf, Vader se beloftes lees en dit ons eie maak, gaan ons nie nodig hê vir depressie, stres, bekommernisse, niks van daardie dergelike dinge wat die vyand so na ons kant toe gooi. Vir ons om aan eerder in vas te hou nie, vir sy leuns. Dit is absoluut leuns wat hy vir ons wil vertel. Maar ons laat toe om so vinnig eerder van dit vas te hou as ons kosbare woord van die Here wat hy vir ons gegee het. Dis nie, vriende, die oortuiging dat alle dinge ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet. Dit moet die oorheersende gedagte wees wat in ons koppe maal. Wanneer daai bekommernis kom klop, dan weet julle wat doen ons? As jy daai klop weer hoor van bekommernis of vrees, angs, dan vra jy Jesus, wil U nie vir ons daardie deur gaan oopmaak nie, dis vir U. En los dit by hom. En geliefdes, ons Messias was self ook 'n geweldige druk gewees. Daar waar hy gebid het, laat die bloed loop. Hy het geweet wat dit is om onder druk te wees. Maar hy het op sy Vader vertrou. Vader het hom opgetel, Vader het hom beskerm. Ja, hy moes die lydingbeker neem, hy moes daardeur. So, ons Here Jesus weet presies waarvan hy praat. So, lieve geliefdes, dan is dit om in ons Jesus vas te hou, sy woord te glo, hy is tog ook self daardeur, en ek glo hy weet waarvan hy praat. Mag ons regtig die Vader vra om die vyand onder ons voete te hou, wanneer daardie bekommernis, daardie stres,
Al daai dinge wat we kop uitsteek. Sê net vir Here Jesus, maak U vir ons daardie deur oop. Ontbloot die vyand en hy sal van jou af wegvlug. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, ons kom na U toe in die wonderlike naam van Yeshua Mashiach, deur die leiding van die Heilige Gees. O God, dan wil ons U net eers kom dankie sê. Dankie vir hierdie bemoedigende woorde. Here, dankie dat U deur die woord met ons spreek. Here, dankie dat ons kan luister. Vader, my help ons om nie net te luister nie, maar om hierdie woorde van U te neem in ons harte te graveer en dit regtig, Here, ons kos sal maak. Vader, U weet van elkeen se angs, se bekommernisse, se vrees, se bangheid. Here, U weet alles. Vader, ons kom nou U. Ons kom lê dit alles by U neer. Vader, en ons kom tel U woord op. Dat U vir ons gesê het, dat U het gekom om vir ons die lewe in oorvloed te gee. U het gesê, ons kan ons bekommernisse by U los. U het vir ons gesê, U sal nog vir ons sorg, en ons het nie nodig te bekommer wat ons gaan eet of aantrek, want U sorg vir ons. Vader, laat ons met daardie woorde in ons harte rondloop, van 'n bekommernis, vrees en stres, wie aan ons deur wil kom klop, en dat ons hulle so te kan antwoord. Dat ons Here het gesê, hy sorg vir ons. U is die skepper van die hemel en die aarde, en van alles daarin en alles daarop. U is die almagtige God, wat vir ons sorg. Hoekom kan ons dit nie glo nie? Vader, versterk daardie woorde. Versterk dit in ons harte en ons gedagtes. Dat ons so met dit sal loop, dat ons vir die vyand kan wys. Ons is kinders van die allerheiligste God. En hy het gesê, hy sorg vir ons. Vader, ek vra dit in die grootste naam wat ek ken, dit is Yeshua Mashiach. En ek dank U daarvoor, my God. Amen. Geliefdes, vrede vir julle. Shalom.